Ons verwelkom vanoggend hier vir Dr. Andrei Botma van Tuine Gemeente. Baie hartlik welkom hierso, dokter. Ons toetrede lied is Gesang 238 vers 1 tot 3 en staan asseblief tot na die geloofsbelijdenis. Mag dit wat ons sê en dit wat ons doen tog vir U aanneemlik wees, Here ons rots en ons verlosser. Broers en susters, genade vir U en vrede van God ons Vader, van ons Here Jesus Christus en van die Heilige Gees. Amen. God het ons met sy seën gegroet. Laat ons met blydskap daarop antwoord met die sing van Gesang 207, verse 1, 4 en 5.
Kom ons bely ons geloof saam met die kerk van alle eeue. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Kom ons sing gesang 599, verse 2 en 3, waarna u weer kan sit. Die wet dien vir ons as die reël van ons dankbare lewe voor God. Kom ons luister sorgvuldig na die wet. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus en daarom het die Here dit as 'n gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag nie iemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie of enige iets anders wat aan hom behoort nie.
Kom ons sing gesang 284 verse 1, 2 en 3. Broers en susters, ons lees saam uit die woord van die Here. Ons lees uit die Nuwe Testament, uit Matteus 15, vanaf vers 21 tot en met vers 28. Jesus het daarvandaan weggegaan en na die streke van Tyrus en Sidon toe vertrek. 'n Kanaanitiese vrou wat in daardie gebied gewoon het, het onverwags by hom aangekom. Sy het aanhoudend geroep, "Ontferm U oor my, Here, seun van Dawid. My dogter is in die mag van 'n bose gees en dit gaan sleg." Maar het haar niks geantwoord nie. Sy disippels kom toe by hom en vra, "Stuur haar weg, want sy hou aan met skreeu hier agter ons." Jesus antwoord, "Ek is net na die verlore skape van die volk Israel toegestuur." Maar die vrou kom kniel voor hom en sê, "Here, help my." Hy sê vir haar, "Dit is nie mooi om die kinders se brood te vat en vir die hondjies te gooi nie." "Dit is waar, Here," sê sy, "maar die hondjies eet darm van die krummels wat van hulle baas se tafels afval." "Mevrou," sê Jesus vir haar, "jou geloof is groot. Jou wens word vervul." Van daardie oomblik af was die dogter gesond.
Tot sover ons skriflesing, broeders en susters, gelukkig is elkeen wat luister na die woorde van die Here en wie daarvolgens lewe. Kom ons sing nou uit Gesang 171, verse 1 en 2. Heilig, 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 heilig is die Here, engele in die hemel buig hul voor hom neer. En wat daarop volg, 171, verse 1 en 2. Broers en susters, ek vra u aandag vir die prediking, vir die gedeelte wat ons saam gelees het, hier uit Matteus, wat handel oor Jesus en sy disippels se ontmoeting met die Kanaanitiese vrou. 'n Mens staan soms verstom, broeders en susters, wanneer jy met gelowige mense oor geloof begin praat en fyn luister na hulle opvattings oor geloof, oor God en oor die Bybel. Een van die sake wat my altyd verbaas, is dat jy hierdie ding by sekere gelowiges kry, en lyk my dis 'n baie diep gewortelde ding by mense, dat jy iets vir God moet doen om by God aanvaarbaar te wees. Of dat jy 'n iets of 'n iemand moet wees om by God aanvaarbaar te wees. Mense sal dikwels by hulle self sê, of verander sê, kyk, wat doen ek vir die armes? Kyk tot watter uiterste toe gaan ek om ander te help. En wat hulle nie vir jou sê nie, maar wat hulle dink is, daarom behoort God, daarom seker so bietjie op 'n ander manier na my te kyk, of my te beoordeel. Dis so 'n tipe van 'n versekeringspolis wat ek uitneem. Hoe meer ek doen, hoe meer behoort God
my te beskerm. Daarom het ek al so dikwels gehoor, wanneer sleg oor mense se lewens kom, dat hulle die volgende sê, twee goed, doen ek dan nie genoeg vir God nie, en of wat het ek dan nou verkeerd gedoen? Of mense kom en sê, jy moet daarom na my as persoon kyk, wie ek is daarom in tel, ek is daarom iets of vir iemand, en moenie vergeet wat ek al in my lewe bereik het nie. So ek val daarom so bietjie in 'n ander kategorie as ander mense. Jy behoort anders na my te kyk, en God behoort anders na my te kyk. So ek is iets wat ander nie is nie, of ek het iets of iemand geword wat ander nooit kon regkry nie, en of ek doen en ek gee wat ander nie kan gee nie. So God moet anders oor my oordeel. En dit wie ek is en wat ek doen, behoort daarom, wat dit ook al beteken, vir my by God te tel. God behoort dit daarom in ag te neem. Luther, een van die kerkhervormers, ons 'n mooi ding geleer. Hy het gesê, as 'n mens voor God staan jy soos 'n bedelaar met bakhande voor God. En wat hy probeer sê het, is dat alles, elke ding wat ons kry van God, 'n geskenk is. Genade is. As jy 'n bedelaar is, het jy nie iets om aan te bied nie. As jy 'n bedelaar is, het jy nie iets om te gee nie. Jy kan net ontvang. By God maak dit nie, tel dit nie, oor wie en wat jy is nie. By God tel dit nie oor hoeveel jy gee nie. God kyk na jou geloof. Niks anders, niks meer nie. Net jou geloof maak jou aanvaarbaar by God. Dis immers ook wat die reformatie ons kom leer het, deur geloof alleen. En nou kry ons hierdie interessante ontmoeting tussen Jesus, sy disippels en die Kanaanitiese vrou, uit die streke van Tyrus en Sidon. En tydens hierdie ontmoeting vind hier 'n paar interessante dinge plaas, wat soms mense se wenkbroue so 'n bietjie laat lig. Die vrou het nood, haar kind is in die moeilikheid. Of sy vroeër van Jesus gehoor het, weet ons nie, maar sy kom soek hulp. As jy die gedeelte baie mooi lees, kom jy agter dat sy eintlik in plain Afrikaans irriterend is. Sy hou nie op om Jesus en sy disippels lastig te val nie.
Sodanig so dat die disippels by hom kom en sê, stuur haar weg, want sy hou aan, luister, met skreeu hier agter ons. Die disippels kan die vrou nie meer hanteer nie. Maar die vrou hou nie op nie, soos dit dikwels maar met vrouens is. Dis 'n grap. En dan kom Jesus met 'n baie skerp, afwysende antwoord. Hy sê 'n mens vat nie die krummeltjies en gooi dit vir die honde nie. Luister hoe die vrou Jesus antwoord. Ja, maar die hondjies eet darm van die krummels wat van die tafel afval. Jesus noem hier die vrou hier 'n hond, of ons kan dit nie sagter stel nie. Waarskynlik omdat sy 'n heiden is en 'n niks en 'n niemand is. Maar hoe moet ons dit verstaan? Ons moet na die konteks gaan kyk. Net in die gedeelte hiervoor handel dit oor wat 'n mens onrein maak. In daardie gedeelte sê Jesus, dit gaan nie oor wat by die mond inkom wat jou onrein maak nie. Met ander woorde, dit gaan nie oor wat jy eet nie, maar dit gaan oor wat by jou mond uitkom. Met ander woorde, reinheid word nie bepaal deur wat jy eet of nie eet nie, maar reinheid voor God word bepaal oor wie jy is, oor dit wat by jou mond uitkom, oor wat jy sê, oor wat jy doen, die mens wie jy is. Kom ons stel dit anders. Jesus wil sê in terme van reinheid, jy's rein voor God, nie oor wat jy eet nie, maar oor wat jy sê en hoe jy leef. Dit maak jou rein of aanvaarbaar voor God. Nou volg ons gedeelte. Hierdie vrou is 'n Kanaanitiese vrou. Sy's 'n heiden. Sy het niks om aan te bied vir Jesus om te sê, aanvaar my nie. Dis hoekom Jesus eintlik vir haar sê, wie dink jy is jy? Wat is hierdie vrou se antwoord? Ek is so verleë oor wat jy gebring het, Jesus, dat ek bereid is om die krummeltjies van die vloer af te eet. Met ander woorde, dit wat jy, Jesus Christus, gebring het, net dit, al is dit die krummeltjies daarvan, is vir my genoeg. Wat sê Jesus vir haar? Jou geloof is groot. Eers in die gedeelte hiervoor af word gesê, nie wat jy eet, maak jou rein voor God nie, of aanvaarbaar voor God nie, maar die mens wie jy is. Nou kom 'n heidense vrou, wat niks het om aan te bied nie. Sy's 'n heidense vrou, sy's 'n vrou, sy's aanhoudend, sy skep afstand tussen Jesus en sy disippels, maar sy sê, dit wat Christus gebring het, selfs die krummels daarvan is vir haar genoeg. Sy staan, soos Luther gesê het, bakhande voor God. Hierdie vrou het niks wat sy kan aanbied nie.
In die evangelies kry ons 'n beweging van Jesus wat eers met die evangelie na Israel toe en dan na die heidene toe gaan. Dis wat besig is om hier te gebeur. Maar as met die diepere betekenis raak sien, dat hierdie vrou wat 'n niks en 'n niemand is, 'n vrou is en 'n heiden is, niks het om aan te bied nie. Jesus uiteindelik vir haar sê, jou geloof is groot. Nie wie jy is, nie wat jy kan aanbied, nie wat jy kan gee, maak jou iets of iemand voor God nie. Net jou geloof. Ons moet dieper lees. Jesus sê, sy besef wat baie van ons nie besef nie, dat al is jy 'n niks en 'n niemand, jy 'n kind van God word, net omdat jy glo. Kom ons vat hom bietjie van 'n ander kant af. As ons dink, ons kan iets vir God aanbied, hoe groot moet ons hopies word? As ons dink dat ons 'n iets of 'n iemand is wat my voor God aanvaarbaar maak, wie van ons het nie al goed gedoen waaroor ons bitter spyt is nie? Dis geloof. Om te besef ek staan met niks voor God nie. Dis geloof om te verstaan dat God jou aanvaar, jy 'n kind van God word, ten spyte van wie jy is, omdat jy aan hom vashou en hom glo. En dis juis die troos. Die troos dat ek nie met hopies, wat ek dink goed genoeg is, na God hoef te kom nie. Die troos is dat ek nie iets of iemand hoef te wees nie. Die troos is, net soos ek is, met my verlede, en ons elkeen sit met 'n verlede, kan ons na God toe kom, en sy kind wees, eenvoudig, omdat ek glo. Amen. Kom ons dank saam. Here ons God, hoeveel sou ons moes gee vir u goedheid en u liefde? Ons het dit nie. En u kom en u gee u self aan ons. U lê u lewe vir ons af. Dankie vir daardie genade. Dankie dat ons nie met iets hoef te kom nie. Dankie dat ons kan kom soos ons is. Dat ons u kinders kan wees, omdat u genadig is vir elkeen van ons. Daarom kom ons en ons bid, vergewe ons, waar ons verkeerd gedoen het. Kom deur die Gees en lei ons om ons lewens aan u te wy, soos u u lewe vir ons gegee het. Ons dankie vir u goedheid. Maak ons oë oop in ons lewens vir elke krummeltjie goedheid wat u vir ons gee. En skep in ons dankbare harte.
leer ons om op U te vertrou met ons hele lewe. En leer ons om wanneer die swaar dae kom, geduldig te wees en te wag, om weer te bid en weer te hoop, omdat U ons nooit los nie. Ons bid dit uit genade alleen. Amen. Ten slotte Gesang 244, verse 1 en 4. Alles is genade, onverdiende guns alleen. Die verlossing uit die kwade kan net U, o God, verleen. U het ons reeds lang tevore as die eiendom beskou, ons in Christus vasgehou. In hom is ons uitverkore, ons sal oor U liefde juig, dankbaar van U guns getuig. 244 verse 1 en 4 ten slotte. Ontvang die seën van die Here en gaan heen in vrede. Die genade van ons Here, Jesus Christus, die liefde van God die Vader, en die gemeenskap met die Heilige Gees, wees en bly met ons almal. Amen.
gemeente, ons sê baie dankie aan Dr. Andrei Botma. Hy weet ons, hy is altyd welkom hierso. Net 'n paar afkondigings asseblief. Vandag verjaar Amanda Dagotat, baie geluk aan haar, en ook die mense wat in die res van die week verjaar. Net vir u noem dat daar is nog lewensbrood agter wat u nog nie gekry het nie, en ons gaan nie vandag tee hê met die